Môre geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat saam met ons hier so is. Volgende afkondigings voor die erediens. Ons kollekte by die deure gaan vir die Sustentasiefondse. Ons vra dat almal wat hulle bydraes lewer, het asseblief duidelik sal merk van wie en dan ook aan wat sy rekening dit gestuur word. By die deure is daar ook koeverte vir die wat belangstel. Môre op die vakansiedag is hier so 'n kerk terrein skoonmaak, eintlik die tuinmaakdag. Kom kuier gerus saam en die wat hulle name opgegee het, sal hier ook 'n paar worsbroodjies wees. Die 9de tot die 11de Mei is ons gemeentekamp. En die 5de Julie is ons kos en ons wingerdfees. Ons begin dan ons erediens deur saam te sê: mag die woorde van ons mond en die oordeenking van ons hart vir die Here welgevallig wees. Hy is ons rots en ons verlosser. Geliefdes, aan die vir wie God die Vader liefhet, dat hy aan die vir wie God die Vader geroep het, dat hy deur Jesus Christus liefhet en bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam Psalm 31, ons sing saam vers 1, vers 3 en vers 5. Bely ons geloof saam in die woorde van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons sê saam in ons harte: ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore en nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. In sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek.
Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons kan gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. Die Here gee sy wet vir ons in Eksodus hoofstuk 20. Ek lees vir ons uit die 1983 vertaling. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, en die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so bly sit, sing ons saam Psalm 73, sing saam vers 12. Kom ons bid saam. Ons groot en almagtige Hemelse Vader, Here, ons dankie vir al u genade, vir al u liefde. Ons dankie, Here, dat ten spyte van die onsekerhede in die lewe, die swaar kry, die lyding, die angs, na die donker tye, dat ons as u kerk vandag mag saamkom, nie as 'n volk wat in donker te leef nie, maar as 'n volk wat reeds die ewige lig van die toekomstige bedeling gesmaak het en nou al reeds ervaar. Dat ons deur Christus die son op 'n nuwe môre mag sien opkom het. En nie net hier op aarde nie, maar ten diepste dat die lig ook in ons harte geskyn het en die donker verdryf het. En ons dankie dat ons u mag ken en mag saamkom om u te aanbid. Ons dankie dat u seun vir ons gestuur het.
dat hy wat sy gelykheid op God gelyke wyse nooit iets gesien het waaraan hy moet vasklem nie, maar dit vir ons oorgegee het en mens geword het. Dat hy aan 'n kruis vir ons kom sterf het en ons sondes op hom geneem het. Dat hy ook uit die dood uit opgestaan het en dat hy nou regeer tot in alle ewigheid en dat ons as burgers van sy koninkryk mag lewe. Ons dankie Here dat hy altyd na ons omsien en altyd vir ons sorg. Ten spyte van al die nuus wat ons in hierdie week en vanuit ons gemeente gehoor het, en die afsterwe van geliefdes, van 'n verlangde siekbed, van verdere hartseer en onsekerhede, en slegte uitslae. Here, dankie dat ons nog steeds mag weet, dat in hierdie seer ons ook troos het. Dankie Here dat U ook ons vir mekaar gee, dat ons nie alleen op hierdie pad is nie, dat ons dit saam met ander medegelowiges ook kan stap. Ons bid Here dat U deur U Gees ook in die harte sal werk van almal wat moeg en oorlaai is, dat hulle ook na Christus toe sal kom en sy juk op hulle neem. Ons bid Here dat U ons oë op hom sal rig. En ons hoop dat ons hoop weer opnuut in hom kan stel. Vra Here vergewe ook so al ons sondes. Ons baie keer teen doen wat nie reg is in die oë nie, bid ons dat U ons ook tog sal vergewe. Ons weer sal herstel. Gee ons ook die krag om so elke dag meer en meer ons ou mens af te sterf en die nuwe mens aan te trek. Dat ons sal breek met ons sonde. Ons vra, lei ons in hierdie erediens, gee ons geopende ore en ontvanklike harte vir U woord. Ons bid dit nie uit onsself nie, maar in Jesus Christus se naam. Amen. Voordat ons uit die woord van die Here lees, sing ons saam vanuit Psalm 27. God is my lig, my heil, ek sal nie vrees nie. Hy is die Heer wat hulp verskaf in nood, my lewenskrag. Ek hoef nie vervaar te wees nie, want by die Heer is uitkoms teen die dood. Ons sing ook saam vers 6. As ek hier op aarde deur soveel smart omgewe, omring deur droefenis en dood en rou, nie meer so glo dat ek in hierdie lewe die goeie van Gods hand nog sal aanskou. Dan het ek lankal in my druk versmag. En dan die oproep, wees sterk my siel, wees altyd sterk en wag. Ons sing ons saam Psalm 27 vers 1 en vers 6.
Ons lees vanmôre saam uit die woord van die Here uit Filippense hoofstuk 1. Die brief van die gemeente in Filippi, hoofstuk 1. Ek lees vir ons vanaf vers 12 uit die 1983 vertaling. Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keizerlike wag en al die ander nou besef dat dit terwille van Christus is, dat ek 'n gevangene is. Deur my boeye is die meeste broers ook nou in hulle vertroue op die Here gesterk, en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevreesd te verkondig. Daar is wel party wat Christus verkondig omdat hulle jaloers op my is en iets teen my het, maar ander doen dit met opregte bedoelings. Laasgenoemde verkondig Christus omdat hulle my lief het, en weet dat dit my taak is om die evangelie te verdedig. Maar die eerstgenoemdes maak Christus bekend uit selfsugtige en onsuiwer bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap van my nog swaarder te maak. Maar wat maak het saak? In elk geval, of dit met bybedoelings is, of in opregtheid, op allerhande maniere word Christus bekend gemaak, en daaroor is ek bly. En ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my bystaan. Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my hoef te skaam nie. Ek wil nou ook, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe, want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees. Dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, ja, vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. Hoofsaaklik is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kan kom nie, sal ek deur berigte hoor dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saam stry vir die evangelie, vir die geloof in die evangelie, en julle in geen opsig deur die teenstanders laat afskrik nie. Dit is vir hulle 'n teken van hulle ondergang en van julle redding, en dit kom van God. God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Julle en ek het dieselfde stryd wat julle my vroeër al sien stry het, en waarvan julle hoor dat ek nou nog stry. Ons fokusvers is dan op 3 verse, 18, 15 en 29. Ek lees dit vir ons weer. Paulus vra, maar wat maak het saak? In elk geval, of dit met bybedoelings is, of in opregtheid, op allerhande maniere word Christus bekend gemaak, en daaroor is ek bly, en ek sal my ook verder verbly. Vers 25, omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, ja, vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in die geloof, en weer in blydskap in julle geloof kan hê. En dan vers 29, God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Tot sover die woord van die Here. Liefdes in ons Here, in 'n boek genaamd Gemartel vir Christus, skryf die outeur van sy ervarings as 'n martelaar. Hy het in Roemenië groot geword. In 1946 het die Sowjetunie die ooste van Europa ingeneem en aan bewind gekom. En daar het sy geloof eintlik gelei tot ernstige vervolging. Hy is in die tronk gegooi, gespot, vervolg, en dan vertel hy die verhaal van sy martelaarskap. In een verhaal vertel hy oor sy tyd in die tronk. Hy sê hulle was verbied om die evangelie te verkondig, en as hulle wel die evangelie verkondig het, het hulle ernstige lyfstraf ontvang. En ten spyte daarvan het 'n paar van hulle tog besluit dat dit die moeite werd is.
Hulle het gaan verkondig. Dan vertel hy hoe hulle en die wagte eintlik 'n ooreenkoms gehad het. Hy skryf, ons het gepreek en hulle het ons gestraf. Ons was bly om te preek en hulle was bly om ons te slaan. Almal was gelukkig. Hulle het sy liggaam geslaan, maar in sy hart was daar vreugde vir hom gewees. Hy het 'n vreugde gehad wat selfs die lyding en die swaar kry van die tronk nie kon wegneem nie. En as ons verhale soos hierdie hoor, en ook die verhaal van Paulus waar hy in die tronk is, wonder 'n mens, wat besiel hierdie mense om vreugde te hê in hierdie omstandighede? Vreugde oor lyding en swaar kry? Hoe is so 'n reaksie tog gepas? Wat gebeur met 'n mens dat hy so na swaar kry kyk? Wat verander jou siening so radikaal dat daar vreugde is en dat dit 'n voorreg is om te ly? In vers 25 gee Paulus die antwoord. Hierdie blydskap word nêrens anders gevind as in ons geloof nie. En deur die geloof kry ons 'n nuwe perspektief, 'n nuwe manier om te kyk na ons seerkry. In die eerste plek wys Paulus vir ons hoe die evangelie ons perspektief op die hede verander. Niemand wat in Jesus Christus glo kan sê dat hulle nie 'n nuwe mens is nie. Nou elkeen wat in Jesus Christus glo is 'n nuwe mens gemaak, is wedergebore deur die Gees. En gevolglik het ook 'n nuwe siening oor die lewe. Alles verander vir jou. En Paulus stel dit so mooi tentoon in Filippense 1. Want ten spyte van sy gevangenskap, sy tronkstraf, die onreg wat hy verduur, die swaar kry, skryf hy nie 'n brief waarin hy kla nie. Hy skryf 'n brief waarin hy die Here loof en prys. Hy sien alles nou deur 'n nuwe bril, deur die bril van die evangelie. En dit bring hom dan by hierdie hoogtepunt van vers 18. Wat maak dit alles saak? Ek is bly en ek sal my ook verder verbly. Nou leer Paulus ons, wat is hierdie lense van hierdie bril van die evangelie? In die eerste plek, die eerste lens, is Paulus fokus nie in die eerste plek op homself nie. Hy skryf sy brief aan sy vriende, die gelowiges in die gemeente in Filippi, en hulle wonder hoe dit met hom gaan. En dan is die brief natuurlik geskryf soos 'n vriendskaplike brief. Dit sou altyd wees, jy stel jouself bekend, jy spreek die seën uit vir die mense, wens hulle die seën toe, en dan vertel jy so 'n bietjie oor hoe dit met jou gaan. En nou kom Paulus, en hy breek daardie verwagting, want hierdie deel wat ons gelees het, is juist die deel waarop hy sou skryf hoe dit met hom gegaan het. In plaas daarvan dat Paulus skryf, so gaan dit met my, sê hy, so gaan dit met die evangelie. Of in die woorde van vers 12, ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juist tot die verkondiging van die evangelie bevorder het. En neem die kollig van homself af, en hy plaas dit op die evangelie, hy plaas dit op Christus. Hy sê, dit gaan nie oor hoe voel ek nie, dit gaan nie oor hoe gaan dit met my nie, dit gaan oor wat is God besig om deur my omstandighede vir my, maar ook vir ander, my naaste te doen. Interessant genoeg, want ons glad nie weet waar Paulus in die tronk was nie, en hy sê ook nie vir die gemeente waar hy in die tronk is nie. Het gaan nie oor waar Paulus is nie, maar oor hoekom hy is, waar hy is. Dan leer Paulus vir ons die volgende lens. Hy sien die goeie in die slegte. Vers 13 en 14 gee hy die twee verskillende perspektiewe. Eerstens sê hy dat die hele keiserlike wag nou uiteindelik weet hoekom hy in die tronk is. Hy is 'n gevangene ter wille van Christus, en daarom word Christus verkondig. In vers 14 sê hy dat ander gelowiges eintlik nou moed ontvang het as hulle sy boeye sien. Hulle is nou self meer vrymoedigheid gekry om die evangelie te verkondig. Dit wat bedoel was om die evangelie binne te hou, het eintlik nou gelei dat die evangelie meer en meer verkondig word. Paulus skryf in Romeine 8 vers 28, God laat alles ten goeie meewerk. En nou wys hy ook hoe hy dit in sy geloof toepas. Hy sê dit wat met hom gebeur, dat dit gebruik God juist ten goeie. Vir Paulus is daar geen groter goed as dat die mense die evangelie hoor nie. En tog is hy nie blind vir sy swaar kry nie. Tog probeer hy nie afpraat dat hy tog swaar kry en ly nie. Hy is ook maar net 'n mens. En hierdie swaar kry was vir hom 'n lang en voortdurende louteringsproses. Jare se diensbaarheid, jare se geloofsgroei, jare se swaar kry en gebed het hom gelei tot hierdie perspektief. Slegte dinge wat God in sy lewe laat gebeur, beteken nie dat die Here ver is nie.
Juist dat die Here besig is in sy lewe. Ten goeie, sê hy. En die derde lens, God gebruik al die dinge vir 'n groter doel, maar ook tot sy vreugde. Paulus sê dat daar enkele mense rondom hom is wat die evangelie verkondig, sommiges omdat hulle jaloers is op hom en nie van hom hou nie, 'n ander omdat hulle juist lief is vir hom. Maar ongeag wie dit verkondig, hulle dra by tot sy swaar kry, want as die mense die evangelie daar buite hoor, dan vervolg hulle vir Paulus nog meer. En vra in vers 18, maar wat maak dit saak? Ongeag word die evangelie verkondig en ongeag sal ek bly wees. En ek sal my ook verder verbly. Dit is vir 'n groter doel, dit gaan nie oor my nie. Daar is meer. Blydskap. Blydskap is een van die kerntemas van die brief van Filippense. Hy praat in hierdie kort brief 14 keer van vreugde en blydskap. Dit is tog 'n eienskap van 'n gelowige se lewe. Dit is tog 'n vrug van die Gees. Dit is ook kenmerkend van 'n persoon wat dit sien, wat nie eers in sy omstandighede vaskyk nie, maar juist eers na Christus kyk en dan sy omstandighede raak sien. Paulus sê wat met hom gebeur, dien 'n groter doel. Daarom is hy bly. En dan net vinnig saam te vat, om ons swaar kry deur 'n evangeliebril te sien, beteken nie eers op jouself fokus nie, fokus op Christus. Sien raak die goeie wat God ook deur jou slegte omstandighede doen. En in die derde plek, vind vreugde daarin, want jou swaar kry dien heel waarskynlik tot 'n groter doel. En nou moet ons ook eerlik sê, hierdie perspektiefverandering wat Paulus ondergaan het ook nie oornag gebeur nie, en dit gaan ook nie by ons net oornag gebeur nie. Ons moet leer hoe om ons eintlik ons eie gemak en ons liefde vir die dinge op ons manier te gaan. Ons moet leer om dit prys te gee, ons moet leer om die ou mens af te sterf. Ons moet leer om vreugde te vind in ons swaar kry. Dit is 'n louteringsproses. Dit bring ons by vers 18 tot 26 uit. Paulus skryf dat die evangelie nie net perspektief vir die hede bied nie, maar ook vir die toekoms, ook dit wat môre gaan gebeur, ook die onsekerheid van môre. Daaroor moet ons perspektief hê. Paulus is in hierdie tyd van sy lewe in die tronk, en hy weet, hy wag eintlik vir 'n beslissing oor sy lot. Hy weet nie of hy môre gaan sien nie, en as hy môre sien, weet hy nie wat môre met hom gaan gebeur nie. Gaan hy vrygelaat word, om dit verder nog te verkondig, en dalk self verder nog te lei, of gaan hy môre tereggestel word? Dit is gespanne, en 'n onseker tyd, maar in hierdie onsekerheid vind Paulus die sekerheid in Christus. Hy sê, ek sal my nie net verbly oor wat God nou doen nie, maar ook oor wat hy nog gaan doen. Hy sê in vers 18, ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop. Dit wys nie na ontsnapping uit die tronk nie, dit wys selfs verder vorentoe. Selfs as hy nou moet sterf, dan sal hy wen, en dan is hy by Christus. Maar as hy bly lewe, dan kan hy nog verder vrugbare dienste hê. So om 'n wen-wen situasie. In vers 21 verduidelik Paulus hoekom hy so iets sê. Hy sê om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. Kyk mooi, hy sê nie net dat hy vir Christus leef nie, nee, nog meer, hy sê om te lewe is vir my Christus. Sy bestaan is te dank aan Christus. Sy hele omvang van sy wese is gebou op Christus, sy identiteit is in hom te vind. Die evangelie is nie net 'n bysaak nie, dis die hoofsaak. In sy lewe, dan leef hy vir Christus se saak tot opbou van die kerk. As hy sterwe, dan gaan hy by die Here wees. En dit is verreweg die beste. In die derde plek sê hy dat hy vrede, hoop en vertroue in die toekoms het. In ons wêreld is al baie onsekerhede. Onsekerheid oor ons gesin, ons gesondheid, ons veiligheid. En hierdie onsekerheid maak ons baie keer vreesagtig. Maar in Hoofstuk 4 sê Paulus, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking, en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En die vrede van Christus verdryf die vrees van die onsekerheid. En buiten die vrede het Paulus ook hoop. En sy hoop is dat Christus verheerlik sal word in sy lewe of in sy sterwe. Christus se eer is eintlik vir Paulus belangriker as sy eie veiligheid. En in die laaste plek hou hy vertroue. Hy vertrou dat God in beheer is, ongeag wat met hom gebeur,
in lewe of in sterwe. Die Romeine is nie die bepalers van sy lot nie, maar God is. Nou moet ons ook vir onsself afvra, kan ons saam met Paulus sê, om te lewe is vir my Christus? Want as die lewe nie vir ons Christus is nie, dan is die sterwe nie vir ons wins nie. Dan het ons geen hoop nie. Wie of wat het die sentrale plek in ons lewe? Wat gee ons lewe betekenis? Wat rig ons lewe? En dit sal baie keer vir ons gou duidelik word wanneer swaar kry oor ons kom. Want ons het die geneigtheid om na daai ding toe te vlug wat ons sekerheid bied. As dit nie Christus is nie, dan vlug ons nie na die kruis nie. Dan vind weer blydskap as iemand wat deur God verlos is. Onthou dat in Christus is ons ewigheid vas en seker. Ons is veilig. In hom het ons vrede wat groter is as ons vrese. In hom het ons hoop in ons moedeloosheid. En vertrou dat hy nog altyd in beheer is. En bring ons by die laaste 3 verse uit. Tot op hierdie punt het die Here aan ons verduidelik dat ons perspektief moet hê, nie deur 'n opdrag nie, eintlik deur Paulus se lewe as 'n voorbeeld te gebruik. Sy optrede word dan vir ons 'n riglyn wat ons dan kan kyk en sê, so moet ons ook lewe. In vers 27 kry ons die eerste direkte opdrag. Gedra julle vaardig die evangelie van Christus. In Filippi was Romeinse burgerskap 'n groot saak. Die stad was 'n Romeinse kolonie en die mense het met trots gesê dat ek is 'n Romein. Ek is deel van die Romeinse owerheid. Ek is 'n Romeinse burger. Hulle het vir mekaar gesê, lewe waardig as burgers van Rome. Dit was 'n algemene sêding. Paulus gebruik hier die einste taal wanneer hy hierdie woorde skryf. Hy sê, lewe waardig die evangelie van Christus. Lewe eerbaar en fatsoenlik, nie as burgers van Rome nie, as burgers van die koninkryk van God. Ons is verteenwoordigers van Christus. Dit wil sê, ons reaksie op swaar kry is anders as die van die wêreld. Paulus verduidelik wat so 'n evangeliewaardige lewe behels. Eerstens sê hy, ons moet vas staan in een gees. Tweedens, ons moet saam stry vir die evangelie. En hy gebruik eintlik militêre taal. Hy sê, soos een leermaag moet ons saam staan en vas staan. Ons moet 'n eenheid vorm, maar dan moet ons nie net elkeen individueel vir homself staan nie, maar as een liggaam, as een massa vorentoe gaan. Hy sê, ons lewe is ook maar 'n oorlogsveld. Ons staan saam, sy aan sy met mekaar, stry saam. Vandag in ons kultuur word daar baie klem geplaas op die individu en op die enkeling, maar juist wanneer dit gebeur, dan sê Paulus, pas op vir die verdeeldheid, want dan kan ons maklik afgeskrik raak. Vers 25 sê hy, ons lewe moet op mekaar gerig wees, en dan kan ons saam toeneem in die geloof, en ook toeneem in blydskap in ons geloof. As jy ooit moedeloos raak, kyk of jy nie bietjie na iemand kan uitreik nie. Iemand wat dit dalk swaar het, iemand naby jou. Maar is ware blydskap te vind in eensgesindheid en om saam te staan. Voordat Paulus aan die hoofstuk afsluit, gee hy een laaste perspektief. Hy sê in vers 29, God het julle die voorreg, letterlik die genadegawe gegee, nie net om Christus te dien nie, en om hom te glo nie, maar ook om vir hom te ly. En net soos geloof 'n gawe is lyding terwille van Christus ook 'n gawe. En swaar kry is nie 'n bewys van God se afwesigheid nie, maar juis van sy teenwoordigheid, dat hy besig is om met ons te werk. Ons sluit af. In die begin het ons gehoor van die lewe van 'n martelaar, en in die boek lees ons eintlik verder 'n hartroerende verhaal van 2 dames wat in die tronk was. Hulle het in die tronk ontmoet, en die eerste een was 'n ongelowige jong meisie. Sy was 'n vurige lid van die kommunistiese jeugliga. Daarmee saam was sy eintlik 'n uitgesproke ateïs, en sy het haarself voorgeneem om almal wat Christene is ernstig te vervolg en te spot. En in dieselfde tronk was daar 'n Christenvrou genaamd Maria. Sy was in die tronk as gevolg van haar geloof, en so het die Here dit bepaal dat hierdie 2 saam in 'n sel beland het. En ten spyte van alles wat die jong meisie vir Maria gesê het sy haar bly lief hê en tot die Here vir haar gebid. En hierdie liefde en vrede het die Here op die ou eind gebruik om die meisie tot bekering te bring. Haar naam was Varia,
En net soos Paulus, was hy net so 'n vurige volgeling van Christus, soos hy van tevore 'n vervolger van Christus was. En dit het uiteindelik veroorsaak dat sy in 'n konsentrasiekamp in Serbië gestuur was. Daar was hy self martelaar vir Christus. In die boek lees ons dan van briewe wat die twee vrouens met mekaar uitruil. Die eerste brief skryf Maria, die Christelike vrou, vir haar gemeente en sy vra vir die gemeente om vir Varia te bid. Sy skryf: Ek het die geleentheid gehad om haar vandag te besoek. Sy is 19 jaar oud, honger, uitgeput, mishandel. Maar haar oë straal met 'n vrede van 'n ander wêreldse vreugde. Dan skryf Varia in haar laaste brief terug: Ek kan nie ons lewe in die konsentrasiekamp beskryf nie, maar ek wil net een ding sê. Ek dank God dat hy my gesondheid gee dat ek kan werk. My hart loof en prys hom, want hy het my gewys wat ware verlossing is. Nou het my lewe 'n doel. Ek weet waarheen ek op pad is en ek weet vir wie ek swaar kry. Moenie dink ek ly nie. Ek is bly, want die Here het my lief en gee vir my vreugde om vir sy naam te ly. Ons is bly en vol vreugde, want ons loon in die hemel is groot. Wat gebeur met 'n mens wat jy so na swaar kry en lyding kyk? Die antwoord is genade en die liefde van God in die evangelie van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons weet dat ons swaar kry in hierdie lewe groot is en ons omstandighede in hierdie lewe nie altyd gunstig is nie. Juist daarom het U vir ons 'n groter evangelie gegee as wat ons ooit kan dink. En die grootheid van die evangelie verdryf die vrees, verdryf die trane, verdryf die vrees in ons lewe. Dit gee ons vreugde, vrede, hoop, maar selfs 'n ander wêreldse vreugde. Here, ons besef en ons beleef dit nie altyd nie. Daarom bid ons, staan ons tog by deur die Gees van Christus. Werk in ons harte om ook daardie vrede en die vreugde in hierdie lewe te mag belewe. Help ons om nie eerstens op ons omstandighede en op onsself te fokus nie, maar altyd eerste te hardloop aan die een wat ons betekenis, die verlossing en 'n doel in hierdie lewe gee. Help ons, Here, om ook so nie net op onsself gefokus te wees nie, maar des te meer uit te reik na die mense rondom ons. Dankie dat ons saam met martelaars oor al die eeue mag sê, ongeag wat in hierdie lewe gebeur, wat maak dit saak, ons is bly en ons sal onsself ook verder verbly, want ons weet dat dit alles op ons verlossing uitloop. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opname van ons kollekte en daarna sing ons saam van Skrifbreuke 14:2. Ons sing ten slotte saam Skrifbreuke 14:2. Ek lees vir ons die laaste 4 reëls. Hy sê, nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waar rats die ribbok gaan, hy laat my vas en veilig staan. Ons staan dan sing ons saam Skrifbreuke 14:2, al sou dan ook die vyeboom.
sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.